Goeiemôre en baie welkom by ons aanlyn diens vanoggend. Dit is vir ons so lekker dat jy saam met ons ingeskakel is. En wat 'n voorreg is dit nie om weer eens rondom God se woord saam te kan kuier vanoggend. So 9 weke terug het ons begin met hierdie reeks wat ons noem radikaal en waar ons gekyk het na 'n wye spektrum van radikale temas wat so ongelooflik belangrik is vir jou en my as kind van God. En vanmôre kom ons dan by die laaste deel 9 van hierdie reeks. En ons kyk vanmôre dan na die tema radikale volharding. Nou elkeen van ons, saam met al die mense reg oor die wêreld, is op sy of haar eie unieke journey saam met God. Almal van ons is op 'n verskillende plek in ons verhouding met die Here. Soveel mense daar buite ken nie die Here nie. Dan sal weer ander mense wat dalk 'n kort rukkie 'n kind van God is, dalk 'n maand, 2 maande of 'n jaar. En dan is daar weer ander mense, miskien jy wat saam met ons kyk vanmôre wat sê, maar ek ken die Here al vir 10, 20 of 50 jaar. My hele lewe lank dien ek al die Here. Maar hoe dit ook al sy, elkeen van ons is op 'n verskillende plek in ons lewens. Elkeen van ons is op 'n verskillende plek in ons geestelike lewens. Elkeen van ons is op 'n verskillende plek in ons werksituasie. Elkeen van ons se finansiële posisie verskil. Elkeen van ons het ons eie stel tekortkominge en probleme en krisisse wat ons moet hanteer. Elkeen van ons het 'n unieke plek waarin ons onsself bevind. En baie keer dinge waarvan net jy en die Here weet. Dinge wat jy nie met enige iemand anders kan deel nie. En dan is die realiteit baie keer daar dat ons baie keer op 'n plek kom wat ons onsself bevind in 'n bodemlose put. 'n Plek waar ons kom waar ons sê, maar ek sien nie meer lig aan die einde van die tonnel nie en ek weet nie hoe ek hier gaan uitkom nie. En die realiteit van die saak is dat wanneer ons onsself in hierdie situasies bevind, al is daar baie keer ander mense met dieselfde situasie, is dit nog steeds uniek aan onsself. En dit maak nie altyd ons omstandighede beter deur te luister na ander mense se stories nie, al help dit baie keer. Maar soms voel ons nog steeds, maar ek is nog steeds alleen in hierdie situasie. Ek is nog steeds alleen op hierdie pad wat ek moet loop. Want jy sien in die tye wanneer ek en jy op daardie put se bodem is, voel ons baie keer alleen. Ons voel baie keer of daar niemand is wat ons raak sien nie. Dit voel soos duisternis rondom ons en daar is nie uitkoms uit hierdie situasie, daar's nie 'n oplossing nie. Oomblikke waar ons geloof getoets word en ons volharding getoets word, want baie keer kom ek en jy op 'n plek waar ons sê, maar ek gaan maar liewer opgee. Dit is te moeilik. Want jy sien in baie keer in hierdie oomblikke, in hierdie lae oomblikke van ons lewens, dan maak dit nie saak of daar 10 miljoen ander mense is wat hierdie selfde gaan nie. Ek is 'n individu. En dit is hoe ek nou voel, dit is die realiteit van my lewe, dit is die emosies wat ek nou tans belewe. Wanneer ek en jy vanaand ons kop op ons kussing gaan sit, is dit net jy en jou gedagtes, en daar's niemand anders nie. Iemand het een keer gesê, volharding is nie eenvoudig nie, dit verg baie moeite, en tensy ons harte met God en ons oë op die doel hou, is dit maklik om op te gee. Hoeveel keer het ek en jy, maak nie saak hoe lank ons al in 'n verhouding met die Here is nie, maar hoeveel keer het ek en jy nie al op 'n plek in ons lewe gekom waar dit net te moeilik is en waar ons net wil opgee of dalk weghardloop en dan sê Here, maar ek kan nie meer volhard in hierdie sekere area nie. Jy sien, radikale volharding beteken om tot die einde van ons lewe aan Christus getrou te bly en te volhard in hierdie verhouding met hom. Jy sien, hierdie geloofspad wat ons begin stap het, is nie 'n 100 meter naloop wat dit mooi reguit en gelyk is en waar ons die eindstreep kan sien nie, die wenstreep kan sien nie. Hierdie lewe van 'n radikale volharding is meer soos 1000 meter 'n kilometer marathon. Dit vat lank. Dit maak moeg. Daar is opdraandes, daar is plekke wat ons wil opgee. Daar is afdraandes wat dit partymal makliker gaan. Soms is ons bo op die heuwel wat ons ver kan sien, maar baie keer is ons op die opdraande en ons weet nie wat vir ons wag
na die volgende hoogte wat ons gaan bereik nie. Ander keer is dit stil en alleen op hierdie pad. En jy sien, ek en jy is geroep op hierdie pad. Die Here het gesê dat ons dit baie keer moeilik gaan vind, krisisse gaan kom. En jy sien vir die blote feit dat ek en jy 'n kind van God is, beteken dat ons 'n vyand het, wat dit vir ons gaan probeer moeilik maak. En dan is die vraag, wie van ons gaan volhard tot die einde toe? Jesus sê vir sy disippels in Markus 13 vers 13 die volgende, hy sê, wie tot die einde volhard, sal gered word. Wanneer ons kyk na radikale volharding, is daar 3 dinge wat ons altyd in gedagte moet hou. En spesifiek in die tye wanneer dit vir ons moeilik is en wanneer ons geen oplossing het nie, dan moet ons hierdie 3 dinge altyd onthou, want dit is vir ons belangrik en dit gaan vir ons help om aan te hou met hierdie radikale volharding in ons lewens. En die eerste ding is dat ons moet altyd onthou dat God is soewerein oor alle dinge. Daar is niks wat God kan ontvang nie, daar is niks wat God kan verbaas nie, daar is niks wat die Here nie kan beheer of buite sy beheer is nie. Hy is in die verlede, hy is in die hede en hy is in die toekoms en daar is niks wat vir hom nie is nie. Die Here weet presies wanneer ons wat gaan moet oorkom. Hy weet presies wanneer ons met wat te doen gaan kry. En dan sê Kolossense 1 vers 16 tot 17 die volgende. God het deur hom alles geskep, dis nou Jesus wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor hom was hy al daar, voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. So ek en jy moet eers onthou, wanneer ek en jy in 'n moeilike omstandigheid is, weet ons dat die Here al lank voor ons daar was. Die Here is saam met ons en die Here weet ook al reeds wat in die toekoms gaan gebeur. Is dit nie ook maar wat Dawid in Psalm 139 vir ons sê nie? Waar sal ek gaan om van die teenwoordigheid te ontvlug? Voor ek gevorm is, het U my al geken, ek is op 'n wonderbaarlike manier geskape. So ek en jy moet altyd onthou dat God is soewerein, daar's niks wat hom onkant vang nie. Maar tweedens, moeilike tye leer ons om op die Here te vertrou en om in geloof te groei. Jy sien, daar is geen beproewing wat oor jou en my pad kom, wat maar net te vergeefs gebeur en sonder rede is, of sonder waarde is nie. Die Here kom en hy vat selfs die slegte omstandighede, en hy kom en hy verander dit in 'n groeiproses wat jou en my meer en meer maak soos sy seun Jesus Christus. Ek en jy moet toelaat dat hierdie goed in ons lewens gebeur, want dit is hoe volharding in ons lewens getoets gaan word. En wanneer ek en jy die toets slaag, dan kan ons die volgende ding aanpak wat dalk groter en meer is, maar ons kan dit aanpak, want ons weet ons is tot alles in staat deur hom wat vir ons die krag gee. En daarom sê Jakobus 1 vers 2 tot 4 die volgende. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Jy sien, as ons geloof nie die toets deurstaan nie, dan kan ons nie volhard nie. Maar hy sê vir ons hierso, as ons geloof die toets deurstaan, as ons aanhou en ons stry en ons veg, dan sal dit ons in staat stel om te volhard. En die volharding moet volgehou word, sodat jy tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Ek seker elkeen van ons sal vanmôre sê, ons wil nie 'n tekortkoming hê nie, ons wil geestelik ryp word in die Here. En dan verg dit dat ek en jy moet volhard, dat ons deur die krisisse in die oë moet staar en deur dit gaan met die Here se hulp. En dat dit vra dat ek en jy nie sal weghardloop van ons krisisse af nie. Maar jy sal vra, Here, wat wil U vir my leer deur hierdie krisis wat ek nou beleef? So ek en jy moet besef dat God is soewerein oor alle dinge, daar's niks wat vir hom onkant vang en verbaas nie. En wanneer ons hierdie tye beleef, tweedens, dan help dit om ons op die Here te vertrou en te groei in geloof. Maar derdens, moet ons ook besef dat dit gaan alles oor God se eer. 2 Korintiërs 12 vers 8 tot 10 sê die volgende.
Driemaal het ek, dis Paulus, die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is ek sterk. Jy sien, in ons swakhede verdwyn ons menslike krag, en God se krag kom na vore as 'n getuienis van wie hy werklik is en wat hy kan doen. In Hebreërs 12 vers 1 tot 3 lees ons iets baie moois. En wat dit so vir ons mooi aansluit by ons boodskap vanmôre, en dit sê die volgende: terwyl ons dan soos 'n so groot skare geloofgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinde van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë, want so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Is dit nie hierdie mooi prentjie van hierdie wedloop wat die Hebreërs skrywer vir ons kom sê, die wedloop is daar, dis gewaarborg, jy gaan hierdie wedloop moet hardloop. Die wedloop gaan nie maklik wees nie, en dit verg volharding om hierdie wedloop tot die eind uit te voltooi. En dan kom dit en hy sê, wanneer ons oë dan op die Here hou en nie die omstandighede soos Petrus wat op die water geloop het, sy oë op die Here gehou het en hy het geloop, en die oomblik toe sy oë afval van die Here af, het hy begin sink. So moet ek en jy ook ons oë op die Here hou, en wat sê hy dan? Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Want jy sien, die Here is ons toevlug, hy gee vir ons rus, hy gee vir ons krag om ons in staat te stel om elke krisis te hanteer, elke probleem te hanteer, elke moeilike ding wat ons moet deurgaan te hanteer. Ons oog moet gefestig wees op Jesus. Hoekom? Want hy is die een wat die begin en die volëinde is van ons geloof. En dit vat ons ook terug na die woorde van Paulus in Filippense 1 vers 6, waar hy gesê het, ek is veral ook daarvan oortuig, dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit eind uit sal voer. Daar's 'n belofte. Daar's 'n belofte dat die Here dit eind uit sal voer, want hy het dit begin. En die Here is nie iemand wat iets begin en dit nie klaar maak nie. Hy sal dit volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Nou om in die geloof te volhard, weet ek en jy sekerlik is nie altyd maklik nie. En dit vra dat ek en jy 'n geloof stamina moet hê. Ons kort, soos die Engelse sê, stickability. Ons kan nie net spring van die een gemaksone tot die volgende gemaksone nie. Die vermoë om aan te hou in die krag wat die Here vir ons gee. Kyk wat sê 1 Petrus 4 vers 12 tot 19. Hy sê, die opskrif daar sê dit so mooi, vertrou jou lewe toe aan God en hou aan om goed te doen. Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waarin julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. Geseënd is julle wanneer julle beledig word ter wille van die naam van Christus. Dit is 'n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God op julle bly. As een van julle ly, moet dit nie wees omdat hy 'n moordenaar of 'n dief of 'n misdadiger of 'n kwaadstoker is nie. Maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie, inteendeel. As draer van daardie naam moet hy God verheerlik. Die tyd vir die oordeel het aangebreek. Dit begin by die huis van God, en as ook ons geoordeel word, en dit is dan maar die begin.
wat sal die uiteinde dan wees van hulle wat nie na die evangelie van God wou luister nie? As 'n gelowige beswaarlik gered word, wat word dan van 'n goddelose en 'n sondaar? Daar moet die wat ly, omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. In 1 Petrus 5 vers 12 kom Petrus en hy gee konteks oor hierdie gedeelte en die wye spektrum van die boek 1 Petrus en hy sê, die doel met hierdie brief is om julle te bemoedig, om te verseker dat die genade van God met julle is, ongeag wat met julle gebeur. Petrus vat dit van selfspreking dat hierdie pad 'n moeilike pad is. Baie klippe en rotse en berge wat oorkom moet word. En dan kom hy en hy skryf hierdie aan die gelowiges in Klein-Asië, vandag se Turkye. En hy kom en hy skryf vir hierdie mense wat in die midde was van valse Christene en valse Christusse. Hulle moes vlug weens vervolging. Hulle is van hulle families vervreem. Hulle was beledig en gespot en getuister vir hulle geloof. Baie van hulle is doodgemaak of gekruisig. En steeds met hierdie agtergrond kom Petrus en hy sê dit, dat julle moet steeds radikaal volhard ten spyte van dit wat julle deurmaak. Petrus kom en hy sugarcoat nie die realiteit van hierdie geloof wat hulle moet beoefen nie. Hy kom en hy sê, moenie verbaas wees nie, hierdie goed gaan gebeur, dit is gegarandeer. En wanneer dit gebeur, en jy moet hierdie goed deurgaan vir die naam van Christus, moet jy eintlik bly wees, gelukkig wees daaroor, want dit is 'n bewys dat die genade van God in julle bly, en die gees van God in julle bly. En dat dit nie 'n skande is om op hierdie manier vervolg te word nie. Prys God hieroor. Hoeveel van ons, wanneer ons probleme beleef, raak nie kwaad vir die Here nie, hardloop nie weg van die Here af nie. Ons bly weg van die kerk af en ons bly weg van mense af. En Petrus kom sê eintlik, maar eintlik is dit die oomblik wat jy nader aan die Here moet hardloop, nader aan die genade van God moet kom, saam met mense moet tyd spandeer wat eensgesind is in hierdie dinge. Al lei julle omdat julle die wil van God doen, moet julle steeds aanhou goed doen, volhard in goeie werk. En dit is ook die voorbeeld wat Jesus vir ons kom gee het. As die Hebreërs skrywer skryf in Hebreërs 12 vers 2, hy sê, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur. Jesus het die vreugde van die ewigheid gesien. Hy het geweet dat hierdie prys wat hy moet betaal, hierdie kort tydjie op hierdie aarde en die kruisiging, die pyn van die kruisiging, is maar net 'n klein deeltjie. Hy het dus gesê, hy gaan volhard hierin, hy gaan radikaal volhard hierin, want daar is 'n ewige heerlikheid wat wag, en so ook vir jou en my. Want jy sien, dit gaan nie net oor hier en nou nie. Ek en jy is maar 'n kort tydjie op hierdie aarde. Krisisse kom, krisisse gaan. Probleme kom, probleme gaan. Maar ons radikale geloof in die Here is dit wat ewig staan, en dit is dit wat ewigheidswaarde het. Die vraag vanmôre is, hoe is dit dan moontlik vir jou en my om te volhard, wanneer die wêreld dit vir ons so moeilik maak? Romeine 8 vers 34 gee vir ons die antwoord. Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, en hy pleit vir ons. Jy sien, ek en jy het die opstandingskrag van Jesus Christus in ons. Ek en jy het Jesus Christus wat maak dat ek en jy kinders van God kan word, en hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy pleit vir ons daagliks. Jesus is jou en my grootste aanmoediging om radikaal te volhard. Toe die Israeliete uit die woestyn uitkom, en is daar, nadat hulle 4 dekades in die woestyn rondgewandel het, is Moses oorlede en Josua moes hierdie volk lei. En asof dit nie genoeg was dat hulle nou al hierdie jare in die woestyn rondgeswerf het nie,
En soos wat jy weet, dis nie in die maklikste, maar een van die maklikste plekke om te woon nie. Dit raak baie warm en dit raak baie koud. En ook 'n tekort aan water. En hulle moes al hierdie dinge verduur het weens hulle ongehoorsaamheid. Maar nadat hulle al hierdie tyd, hierdie moeilike tyd moes deurmaak in die woestyn, lei God hulle en sê vir Josua, ek wil hê jy moet hierdie mense lei in die beloofde land wat ek vir julle gee, die land van Kanaan, die land van melk en honing. Maar God lei sy volk nie in hierdie paradys in sonder krisis nie. Hy lei sy volk in en hy laat toe dat hulle in 'n plek ingaan waar die Kanaaniete nog steeds gewoon het. En hierdie mense was 'n wrede nasie geweest. Dit was mense wat afgode gedien het. Dis mense wat ander mense as lewende offers vir vreemde gode gebring het. Dis 'n nasie wat enige sonde onder die son gedoen het. Maar met hierdie wete dat God geweet het, hierdie is die vyand wat hulle moet gaan oorwin, kom hy en hy gee hierdie belofte in Josua 1 vers 9 en hy sê, ek self gee jou die opdrag. Nie iets wat 'n mens gesê het of wat 'n familielid gesê het of wie ook gesê het nie, maar ek, die God, die skepper van hemel en aarde, gee vir jou hierdie opdrag en hy sê, wees sterk, wees vasberade. Ek weet wat kom, ek weet dit is 'n vreesaanjaende storie wat jy moet deurgaan. Maar ek sê vir jou, gee vir jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Jy sien, om radikaal te volhard is nie altyd maklik nie. Ons sit in 'n wêreld wat dit vir ons baie moeilik maak. Ons sit in ons eie persoonlike probleme. Ons sit met ons eie sondige natuur wat ons daagliks moet hanteer. Ons sit met vrese, ons sit met onsekerheid, ons sit met tekortkoming, ons sit met die vyand wat dit vir ons moeilik maak. Maar te midde van dit, op hierdie pad wil die Here ook vir jou en my, soos wat hy vir sy volk gesê het, wil hy ook vir jou en my kom sê, ek gee vir jou die opdrag om volhard, radikaal volhard te lewe. Wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is oral waar jy gaan. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Die pad van 'n radikale volharding is nie 'n maklike pad nie, dis nie 'n gemaklike pad nie, dis nie 'n pad wat ons sommer net kan aanpak sonder God se krag en sonder God se genade en sy hulp nie. Maar die Here wil vir ons kom sê, hierdie pad van 'n radikale volharding is absoluut die moeite werd van die ewige heerlikheid vir elkeen wat radikaal volhard het tot die einde wag vir ons. En ek wil graag afsluit met 'n paar verse wat vir jou en my kan bemoedig in tye wanneer dit vir ons swaar raak. Romeine 8 vers 18 skryf Paulus en hy sê hierdie mooi woorde, ek weet verseker dat ons huidige lyding hoegenaamd nie vergelyk kan word met die heerlikheid waarmee God ons gaan verras nie. Jakobus 1 vers 12 gelukkig is die mens wat in beproewing volhard. As die toets sy geloof as eg bewys, sal hy die lewe as oorwinnaarskroon ontvang. Romeine 5 vers 3 tot 5 Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop, en hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Dis soos iemand wat oefen, en wanneer hy daar die eerste gewig begin optel, en dis nie maklik nie, en dit is seer, en jy raak gou moeg, en jy wil opgee. Maar soos wat jy volhard en deurdruk, en al hoe meer oefen, kan jy naderhand swaarder gewigte optel, en swaarder gewigte optel, en swaarder gewigte optel. En so is dit ook met jou en my pad, wanneer die Here van ons vra, om radikaal te volhard. Dit begin klein, stappie vir stappie, tree vir tree, saam met die Here. En waar ons val, tel hy ons op. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, is hy nie 'n toeskouer nie, maar gaan hy saam met ons
En baie keer grou ek en jy ons eie gate waarin ons trap, ons eie probleme, selfs daar is hy saam met ons. Jy sien, die wêreld waarin ons is nie maklik om in te lewe altyd nie. Dis baie keer moeilik, daar's soveel krisisse en probleme. Maar die Here wil kom en sê, die prys wat jy gaan kry, die eindbestemming wanneer ons volhard in geloof, is so die moeite werd. En miskien is jy vanmôre in 'n situasie wat jy jouself jy het nie geweet hoe jy in hierdie situasie gaan kom nie, jy weet nie hoe jy gaan uit hierdie situasie uitkom nie. Miskien is dit iets wat jy self oor jou pad gebring het, miskien is dit iets wat ander mense, hulle aksies en goed wat hulle gedoen het veroorsaak dat ek en jy dalk nou in 'n moeilike situasie sit. Genesis 50 vers 20 sê, julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Maak nie saak wat die vyand oor ons pad bring nie. Dit wat hy wil oor ons pad bring om dit vir ons moeilik te maak, om ons kwaad aan te doen, kom die Here en hy vat en hy draai dit om vir sy eer, sodat ek en jy 'n getuienis kan hê vir wie hy is. Moenie moedeloos raak nie, moenie opgee nie. God is by jou in hierdie pad van radikale volharding. Mag die Here jou seën. En mag jy weet dat God is altyd saam met jou, daar's nie 'n plek en 'n tyd wat jy is wat hy nie saam met jou is nie. En mag die Here jou seën. En mag hy jou aanmoedig saam met al die skare geloofsgetuienis waarvan ons lees in Hebreërs hoofstuk 12. En mag jy werklik waar volhard tot die einde toe, tot wanneer hy ons kom haal of wanneer ons saam met hom eendag sal wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir u dankie vir die wete, vir die waarskuwing wat in die woord is om te sê, maar hierdie pad wat jy stap as kind van God is nie maklik nie en gaan nie maklik wees nie. Maar Here, dankie dat ons weet dat ons nie alleen is nie. En Here, ek wil vanmôre vir elke persoon kom bid, Here, wat deur 'n moeilike tyd gaan. Here, vir elke persoon wat dalk op daardie opdraande pad is in hierdie pad van radikale volharding. Mense wat so graag wil volhard, mense wat so lief is vir u, Here, maar hulle voel hulle wil net opgee. Ek kom bid, Here, dat u deur u Gees hulle sal versterk en dat hulle sal besef, Here, dat die opstandingskrag van Jesus Christus ook in hulle lewe wanneer hulle u ken. En Here, waar ons oor hierdie 9 weke gekyk het na radikale temas, Here, mag hierdie dinge ook in ons lewe wortel skiet en mag dit deel wees van ons lewenswandel as kinders van God. En Here, wanneer ons hierdie pad stap, Here, mag u verheerlik word in elke tree wat ons gee. Want u kom toe al die lof en die eer en die aanbidding van ons harte. Amen.